In die begin het God die ganse hemel en aarde geskep. Hy het na sy handewerk gekyk en gesê, dit is goed. God het ons in hierdie volmaakte prentjie ingenooi, geskep volgens sy beeld om oor die hele aarde te heers. Maar ongehoorsaamheid van die mens het gemaak dat duisternis het die prentjie oorskadu. God het ons uitgeroep en gevra, waar is jy? God se plan is egter groter as die. Uit die as van gebrokenheid klink 'n hemelse fluistering. God beloof 'n groot nasie. Ten spyte van ons deurlopende mislukkings, is God se kant van die verbond onvoorwaardelik en onveranderlik. Hy verander die koers en skep 'n nuwe pad wat lei na herstel. God self word mens, Jesus Christus. Hy bring vir ons hoop, vervulling, versoening en oorwin die duisternis. Alles voor Christus het na hom gewys en alles na Christus vloei vanuit hom. Uit hierdie is ons opdrag duidelik. Gaan dan, maak al die nasies my disippels. Nooi mense in God se groter prentjie in. Vertel hulle van Jesus, ons verlosser, en wees die lig in 'n donker wêreld. Hierdie missie kan nie gestop word nie, en dit word deur God self aangedryf. Deur Christus se offer kan ons voor God se oordeel staan in absolute dankbaarheid en genade. Hier sal skaduwees ontbloot word en boosheid vernietig word. Van skepping tot nuwe skepping, die finale beweging van God se groter prentjie, die eindbestemming waar alle dinge in Christus herstel, vernuwe en ewig volmaak sal wees. Hemel en aarde versoen. Hierdie is God se groter prentjie, lewendig, kragtig, relevant. Hoe lyk jou plek daarin? En dan het ons die voorreg om by die heel eerste dag te begin. Goeienaand, Morletta Kerk Nocturnal. Dis so lekker om saam met jou te dink en te oorweeg wat dit beteken om 'n lidmaat te wees, nie van 'n kerk nie, maar om eers jou plek te help verstaan in hierdie megapixels. Want jy sien, hierdie prentjie is 'n klomp klein megapixels wat die groot prentjie maak, en jy het 'n kosbare en 'n belangrike plek in hierdie groter prentjie van God. En ek en 'n span van ons predikers hier by Morletta leef hierdie storie nou al vir 'n geruime tyd, en ons kan nie wag om jou lewe ergens in daai bord in te druk en te sê, nou, gaan leef dit uit nie. Gaan leef dit uit met 'n splinternuwe paradigma, gaan wees dit wat die Here jou geroep het. So, mag jy saam met my vanaand nie net anders te dink oor Genesis 1 nie, maar saam met my op reis kom. Ons praat nie baie van reise by Morletta Kerkie, is my baie cheesy woord, maar hierdie is 'n reis vir 7 weke lank. So, Wiander het dit nou gesê, ek moet dit weer ego. Kan ek vir jou vra, commit vir 7 weke om die hele prentjie te sien. 7 weke, skepping in 7 dae, die groter prentjie in 7 bewegings, en jy word genooi om jou plek te vind in hierdie 7 bewegings. So of dit oggenddiens is en of dit aanddiens is, maak seker hierdie volgende 7 weke prioritiseer jy om saam met ons op hierdie manier kerk te kom doen. Amen, kan ons dit doen? Amen, daar sê, goeienaand julle. Jy kan jou Bybel vir my oopmaak, sou jy lus kry om by Genesis 1. Ek het aanvanklik gesê ons lees nie deur dit nie, maar hierdie gaan meer oor om jou op die regte plek te kry as oor om vanaand 'n preek te luister. So kan ek vir jou vra dat jy saam met my, en jy het hierdie teksgedeelte dalk al 'n klomp keer in jou lewe deurgelees, maar dit gee nie om nie, want hy's vars en hy's nou deel van 'n beweging na die nuwe skepping toe. Maar ons kan nie ons storie op 'n ander plek begin as in Genesis 1 nie. Ek gaan ons hom op die bord kan kry. Ek weet nie of jy daar sê. As jy reg om saam met my te lees, as jy eie Bybel het, is dit nog beter. Jy gaan net nou, kom ons lees net deur hom en dan kyk ons wat lees ons raak hierso. In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo
en die aarde hieronder. Maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegevou in duisternis. Die Gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. Toe beveel God, laat daar lig wees. En dit was so. Die lig was vir God goed, daarom het God die lig en die donkerte van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte nag. Dit alles het op die eerste dag gebeur. God het beveel, laat daar skeiding kom tussen die waters. So het God die hemelkoepel gemaak, wat die water bo kan die aarde skei van die water onder op die aarde. Dit het alles net so gebeur. God noem toe die blou koepel hemel. Dit het op die tweede dag gebeur. God het beveel, laat die water op die aarde op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond tevoorskyn kan kom. Dit het presies so gebeur. God noem dit toe droë grond, land en die versameling water noem hy see. Ook dit was vir God goed. Toe beveel God, laat plante uit die grond voortspruit wat saad dra en ook vrugtebome wat vrugte gee. En dit het gebeur. Die aarde het toe sulke plante voorgebring, asook vrugtebome van allerlei soorte. God het gesien dat dit goed was. Dit het op die derde dag gebeur. God het beveel, laat daar ligte wees aan die hemelkoepel sodat dit dag en nag onderskei kan word en dat dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. Die ligte in die hemelkoepel moet ook die aarde verlig. Dit het toe so gebeur. So het God die twee groot ligte gemaak, die grootste om in die dag te skyn en die kleiner een om van die nag te skyn. Hy het ook die sterre gemaak. God het hierdie ligte in die hemelkoepel geplaas om die aarde te verlig, die een in die dag en die ander in die nag, en ook om lig in die donkerte van mekaar te skei. God het gesien dat dit goed was. Dit het op die vierde dag gebeur. God het verder beveel, laat die waters wemel van lewende wesens en laat voëls bo in die lug oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep, al die verskillende soorte wesens wat in die water lewe, asook al die baie soorte voëls. God was tevrede met wat hy gesien het. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die oseane en laat die voëls op die aarde vermeerder. Dit het op die 5de dag gebeur. God het weer beveel, laat die aarde allerlei soorte diere oplewer, makdiere, diere wat kruip en wilde diere, almal na eie aard. Dit het presies so gebeur. So het God allerlei soorte wilde diere gemaak, makdiere en diere wat op die grond kruip. God het gesien, dit was goed. God sê toe, laat ons, belangrik daai ons, 'n mens maak wat met ons ooreenstem om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op aarde kruip. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op aarde. Verder sê God, let op, ek het aan julle al die plante wat saad dra gegee en al die bome wat vrugte en saad gee. Dit is vir julle om van te eet. Maar die groen gras en plante gee ek aan al die diere op aarde, die voëls in die lug en die klein diere wat op die aarde kruip. Dit het so gebeur. God het na sy handewerk gekyk en dit was baie goed. Dit alles het God op die 6de dag gemaak. En Here, ons wil kom vra vanaand dat hierdie antieke verhaal wat duisende jare oud is, vanaand opnuut 'n vaste plek in ons elkeen se harte sal kom kry. Ons weet en ons glo en ons vertrou dat u woord is 'n tweesnydende swaard en dit kan ons anders te oortuig as wat ons hier ingeloop het. En ons vra Here dat u hierdie woorde sal gebruik vanaand om u volmaakte wil vir elke persoon wat vanaand hier is deur te gee. Ons vra dit en as jy saam met my daai behoefte het, sê saam met my Amen. Amen. Julle Genesis 1 is die verhaal wat my en jou herinner wie God is. Het jy al ooit daaraan gedink dat as Genesis 1 en Genesis 2 nie in die Bybel was nie,
het ons nooit die ideaal gehad waarheen ek en jy hinker wanneer dit die heel slegste met jou gaan nie. Het jy al daaraan gedink? Jy sien, want wanneer jy, en ons gaan volgende week meer oor die sondeval praat, maar wanneer jy met Genesis 1 te doen het, dan leer jy 'n God ken, en terloops, ek hoop jy het gekyk na die veelheid kere wat die woord God neergesit is in hierdie teks. Ek het gedink is amper, kyk gou hoeveel keer is dit onderstreep, so jy kan ook net so vinnig deur die goed gaan. Maar ek dink jy moet vanaand raak sien en raak hoor, dat elke keer in Genesis 1 waar hierdie storie vir ons begin, dan lyk dit vir my, hier is 'n hoofkarakter wat ons vanaand moet identifiseer as die skepper van die hemel en die aarde en wat die beginpunt van die lewe en die dood en van die oorsprong van die aarde is. Dit is die eerste ding wat van my en jou as volgelinge van Jesus, as Christene verwag word, dat ons saam kan sê dat God is die skepper van die hemel en die aarde. Maar as dit nie was vir Genesis 1 en 2 nie, dan sou ons nooit geweet het hoe dit moes wees nie. So Jordan Peterson, een van die bekendste filosowe van ons tyd, is daarop uit om mense te probeer oortuig, alhoewel hy aanvanklik nie eens as 'n Christen begin het nie, om te sê, maar weet julle wat help Genesis 1 en 2 ons met die meeste van alles? Is, vergeet nou van die wetenskaplike kant waarna ons nou sal kyk, maar dink saam met my vir 'n oomblik oor die soort van orde wat Genesis 1 en 2 in jou lewe bewerkstellig het, wat jy nie eers eintlik van geweet het, dit het reg gekry nie. Gaan lees dit bietjie weer, of dink bietjie wat jy nou aan gedink. Die een groot wonderwerk van die heel vroegste manuskripte van hierdie teksgedeelte help my en jou om te verstaan dat daar is orde deur God op aarde gesit, en waar in jou lewe is jy die meeste buite orde, of wat ons dan nou noem chaos, as die goed wat God neergesit het in Genesis 1 nie uitwerk soos wat dit veronderstel is om uit te werk nie. Dink bietjie as 'n man en 'n vrou met mekaar skei, die trauma wat 'n kind in die huis beleef, en die ma en die pa en die oupa en die ouma, en dan, wat gebeur in jou kop? Jy beleef chaos, jy beleef dat daar nie orde is nie. En dan onthou ons, maar eintlik moes dit so gewees het dat God man en vrou geskaap het, en dan later leer ons hulle sou een geword het. As ons leer dat die skepping het in 7 dae plaasgevind, dat daar dag en nag is, en dat daar op bepaalde tye spesifieke goed moes gebeur het, dat daar tyd is om te eet en 'n tyd is om te rus en om die skepping te geniet, waar kom al hierdie feite vandaan? Jou hele lewe is ingerig as gevolg van daai feite, en ek wil nou vir jou kom sê, dis die krag van Genesis 1 en 2. Dit het orde in ons lewens geskep, waaraan ek en jy nou ons stories kan hak. En sê, hier is in die chaos van die lewe, kan ons terugkyk, en dit lyk vir my asof daar 'n beter plan met my lewe was, want God het gesê, alles is goed. En God het gesê, jy is goed, en as ek nie in my eie lewe die goedheid voel nie, en ek voel ek is nie reg nie, en ek is nie goed genoeg nie, en mense beledig my en hulle bespot my, dan moet ons dit terugvat ergens heen, want in daai chaos het God orde neergesit, en hy het gesê, kom terug by die orde, en ek hoop, jy begin klaar die eerste verstaan te kry van wat dit beteken om te sê, hak jouself aan die groter prentjie. Want die groter prentjie gaan jou help om die besluite in jou lewens te neem. Die groter prentjie gaan jou help om op die einde van die dag wat reg te kry, om uit die chaos orde in jou lewe te veroorsaak. En wie van ons hinker nie na orde, 'n plek waar ek kan behoort, 'n plek van veiligheid. Maslow het van 'n hiërargie gepraat waarvan goed soos sekuriteit, goed soos om kos te hê, is die heel belangrikste. En God sê in my aanvanklike plan, moet julle weet dat ek het jou goed geskaap, en ek het die wêreld waarin ons lewe, het ek nie sleg geskaap nie, maar ek het dit goed geskaap. Nou waar op dese aarde kom hierdie storie vandaan? Kom ons dink gou vinnig net vir 'n oomblik saam daaroor, want ek dink, terwyl jy hierdie goed hoor, is een van die eksistensiële krisisse wat iemand in jou gesig gaan hou, is die eerste keer wanneer jy gekonfronteer moet word dat hierdie verhaal in Genesis 1 en Genesis 2 en Genesis 3 is nie die waarheid nie. Wie van julle het dit al eers in jou lewe gehoor? Dis nie die waarheid nie. Steek gou 'n bietjie hand op, baie min van julle was al op universiteit dan, of op allerlei ander plekke. Het jy dit al eers gehoor? Dit lyk so, en dalk steek jy nie eers nou noodwendig jou hand op nie, maar jy gaan, en dis vanaand se plan ook, is om jou bulletproof te maak
vir wat hier staan, want weer eens, julle, as ek en jy nie vanaand hier kan uitloop, aand 1 van 7, en kan sê, God is die skepper van die heelal nie, dan los ek jou eintlik op 'n moeiliker plek, waar die res uitmekaar uit sal torring, en op die einde van die dag sê, maar dit het niks vir my beteken nie, want my vertrekspunt is op 'n ander plek. So ons moet vanaand daarna gaan kyk. Maar goed, hoe is hierdie tekste geskryf? Nou, een van die eerste goed wat mense vir jou sal sê is, dat hoekom op dese aarde sou Genesis 1 en Genesis 2 presies dieselfde storie neerskryf, maar ook nie heeltemal dieselfde nie. Wie skryf 'n boek dubbel meer? En tweedens, sou jy eers al die debat gehoor het rondom die tydsbestek. Hoe is dit moontlik? Hoe kan dit wees dat Genesis so geskryf is? Wie was Adam en Eva? Daar's 'n 1000 vrae wat uit die skepingsverhaal uitkom. En soos ek vroeër toe ons gebid het vir julle vir vanaand gesê het, ek glo vas dat uit Genesis 1 sal ek vir 10 weke lank gemaklik kan preek oor 10 verskillende temas. Maar vanaand gaan dit daaroor, ons wil die groter prentjie aan jou storie inhaak. Genesis 1, julle, is bes moontlik geskryf. Ek's die gemaklikste met wat gesê word, dat dit bes moontlik 'n redakteurspan was, wat bymekaar gekom het, en in die tyd toe die Israeliete in ballingskap weggevoer was, het die priesters en die ouderlinge van die gemeenskap in sak en as gekyk na Babylonië en die rivier wat verbygekom het, en hulle het besef, hulle sal moet begin neerskryf, wie is hulle, waar kom hulle vandaan, en wat is hulle storie? En julle, dan moes dit gebeur het dat hulle so moes gesit het om die kampvuur in die aand en gesê het, wat is ons storie? En daar dink ek, het almal agtergekom dat ons stories klink min of meer dieselfde, maar dat daar klomp verbuigings is, en een persoon is dan nou nie belangriker oor sy opinie as 'n ander nie, en daarom kom die redakteurs en hulle sê bes moontlik, dat as ons moet kyk waar die oorsprong van die mensdom begin, lyk dit vir my, die belangrikste is eerder om te sê, dat God is die skepper. Met ander woorde, daar is iemand agter alles wat ek en jy dan nou verstaan. Iemand sit agter die wêreld waarin ek en jy leef, en die hoofkarakter se naam is God. Wat weet ons van hierdie God? Ons weet bitter min van hierdie God, maar hierdie God lyk vir my openbaar homself vir ons deur hierdie stories, en hy nooi ons in hierdie storie in. 'n Storie wat sê, hy is die skepper van die heelal. Hy is die een wat die mens gemaak het. Hy het die natuur, het hy goed gemaak, en dat hy 'n plan vir die mensdom op die einde van die dag het. Dis die kernstorie wat moet uitkom, en hierdie storie het, quite frankly, 100% niks met die wetenskap te doen nie. Kom ons sê dit net gou vinnig vir mekaar. Genesis 1 en Genesis 2 en die skryf van hoe alles in die skepping gebeur het, hoe dit aan mekaar gesit het, was nooit ooit bedoel om 'n wetenskapdokument te wees nie. So wanneer wetenskaplikes dan gaan en sê dis onwetenskaplik, kan ons ook terselfdertyd gaan sê dat die wetenskap is onbybels. As jy hoor wat ek sê, dis ongoddelik, as jy hoor wat ek sê. So met ander woorde, ons moet versigtig wees om uit een veld uit te sê, dit is die waarhede, en uit 'n ander veld uit te sê, dit is hoe dit werk. Dis iets wat ek en jy versigtig voor moet te wees. Maar in dieselfde asem, dan wil ek jou ook om herinner, dit geen om hoe oud of hoe jonk jy vandag is nie, dat wanneer ons dan nou kyk na hierdie teksgedeeltes, maak dit ons nie los van die wetenskap nie. En dis een van die baie goeie vrae wat ons vanaand vir mekaar moet vra, dis, wat as ek slimmer en slimmer en slimmer word, en ek moet op 'n plek kom in my eie lewe waar ek moet begin dink, gaan ek God kan vervang in my storie? So met ander woorde, hoe slimmer ek word, hoe dieper ek die Bybel kan verstaan, is een ding, maar hoe dieper ek die wetenskap verstaan, vermoed ek wat met my gaan gebeur, as ek maar net slim genoeg was, gaan dit uiteindelik maak dat die Bybel is 'n klomp nonsens. Dis wat in jou kop, wat jy gedink het, kan met jou gebeur. Nou kom ek vertel jou 'n paar baie interessante feite, wat ek graag met jou vandag sal wil deel, oor wat die wetenskap oor dit te sê het. Een van die belangrikste studies wat op die oomblik in Amerika gedoen was, is om uit te gevind het dat in die Ivy League se wetenskaplikes, wat juis werk met waar die wêreld of die aarde vandaan kom. Met ander woorde, ons praat hier julle van die slimste wetenskaplikes, is slegs 34% van daardie wetenskaplikes is ateïste. Okay, met ander woorde, iemand wat sê, God,
anti-God. 'n God bestaan nie vir my nie. Ons dink soos 'n Richard Dawkins wat sal sê, die godsdiens is 'n illusie en eintlik bestaan daar nie 'n God nie. En ons alles wat jy mee te doen kry, is maar net toevallig. Daar's niks aan dit nie, daar's niks belangriks daaraan nie. Alles is toevallig, daar is nie 'n goddelikheid nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dis of dit, dat jy nie in 'n God glo nie, of jy moet vanaand in God glo, maar ek dink nie daar's vir jou baie ander opsies nie. Goed, 34% van hierdie wetenskaplikes sê hulle is ateïste. Minder as van 34% van daai, kom ons sê omtrent die helfte daarvan, kom ons sê ek dink is rondom by 16% van hulle, sê vir jou dat die rede hoekom hulle ateïste is nie as gevolg van die werk wat hulle doen nie. Dis as gevolg van dit wat die sondeval aan hulle gedoen het, wat dit vir hulle moeilik maak om 'n goeie Vader te sien. En dis dalk wat dit vir jou moeilik maak vanaand om in God te glo. En dit maak dit dalk vir jou moeilik om eers hier te wees. Dis eerder die rede. So as ons in die wetenskap dink, julle wil ek jou kom eerstens herinner daaraan, dat selfs die slimste van die slim mense is inteendeel dalk op 'n ander wicket om te sê, dat hoe meer ek ontdek van die aarde, en waar dit vandaan kom, en die tydslyne wat ek trek, en wat jy trek, en wat ons nou met koolstof datering kan trek, hoe meer ek van hierdie goed sien, hoe meer is ek besig om te hinker dat daar moet 'n groter God in hierdie prentjie wees. En dit, geliefdes, Nocturnal, is eerder waar ek jou vanaand sal wil kom los. Ek wil jou nie vanaand verbind aan 'n spesifieke teorie nie. Ek wil jou nie vandag verbind aan my verstaan van die wetenskap, of jou verstaan of my Bybelse verstaan nie. Ek wil jou verbind aan die groter prentjie wat sê, ons enigste vertrekspunt vanaand is, ek moet jou oortuig dat daar 'n God is. En hierdie God het goed geskape. Hoe hy geskape het, leer ons elke dag iets nuuts. Elke liewe dag, hoe meer ons hierdie rekenaar uitmekaar uithou, hierdie monitor, en dis die cheat sheet, so jy kan alles hier sien, maar julle kan dit nie sien nie, dan dink julle ek weet nie, of julle dink die band ken die woorde uit hulle koppe uit. Ha, hulle doen nie, dit staan nie. Daar gee ek nou 10.000 jaar se geheime weg. As ek hierdie ding uitmekaar uithaal en iemand verduidelik vir my hoe hierdie monitor aan mekaar gesit is, dink jy ek gaan meer beïndruk wees met Miser, of dink jy ek gaan sê, dit is 'n stupid design? En ek dink dis wat ons eerder kan begin sê oor die wetenskap. Ons as volgelinge van Jesus is nie teen die wetenskap nie. Kom ons sê dit sommer net vir mekaar, die een is nie reg en die ander een is verkeerd nie. Inteendeel, die eerste 2 wetenskaplikes in die wêreld was albei Christene uit Christelike universiteite uit, wat 'n hinkering gehad het om die God van die heelal beter te verstaan. Maar ek dink nie, dis verantwoordelik of gesond as jy ooit moes gedink het, omdat ek nou hierdie verstaan, nou weet ek, daar is eenvoudig nie 'n God nie. Wat van my en jou verwag word is vanaand om 'n bekentenis met ons lippe te kan maak, om te sê, Here, ek bely met my hart en met my siel, dat U is die skepper van die hemel en die aarde. Amen. Morletta Kerk, as ek jou vanaand sou bymekaar bring, en ek wil graag vra, kan ek 'n graad 7 kry, om gou hier, enige graad 7? Wel, is klaar uit, dis jammer. Ag, wil een van julle iemand nie net gou kom, al wat jy hoef te doen, sal jy is die naaste, sal jy dit doen, sorry, ek sit jou nou op die spot, maar kom staan net gou vinnig hier langs my. Want julle, nou is die volgende vraag wat ons moet vra. Nou sê ons, goed, lyk vir my deel van die skepping is dan nou die mens, maar die mens leer ons nou, wat is jou naam? Leonard het haar voet baie seer gemaak, met wat alweer, jy het gesê, Desember of iets, nee, ek onthou sy het van haar voor vertel, toe ek al groet het. Leonard is 'n mens, maar nou het die wetenskap vir ons begin leer, hoe Leonard se mensdom aan mekaar gesit is. Noem gou 'n bietjie uit die biologie, wat weet ons alles van waaruit sy bestaan hier vandag? Sy het 'n siel. Wat? Kom ons gaan in die biologie af. Help my 'n bietjie met die biologie. Wat? Organe. Okay, maar vat dit nog kleiner, Sander, jy's 'n veearts, jy beter meer as dit te weet. Organe? Wat? Selle. Okay, nou is ons op die regte spoor. Okay, so selle, witbloedselle, rooibloedselle, wat nog? Protone, neutrone, hierdie selle word nou aan mekaar gesit, en as ek nou een reuse groot
stetoskoop, wat is die een wat kyk? Mikroskoop hier kon opgesit het en ons kon gesien het dat Leonie is 'n klomp selle wat aan mekaar gesit word. Dan sou jy saam met my gestem het dat die wetenskap vertel ons dit is wie Leonie is. En dan kon ek net sowel langs Leonie 'n brood gehou het. En ek kon vir jou gevra het, wat is in hierdie brood? En jy kon vir my gesê die brood bestaan uit koring en gars en dit en dat en jy weet dit is hoe die brood aan mekaar gesit is. As daar dan nie 'n stuk moraliteit aan my en jou is nie. Wat op die aarde is die verskil tussen die brood en Leonie? Is jy gemaklik om as dit moontlik was om haar te eet vanaand? Hoekom is jy ongemaklik om vir Leonie vanaand te eet? Haar toon te eet. Hoekom? Want lyk vir my daar's 'n stuk moraliteit dat ek en jy dink daar's meer aan Leonie wat vanaand hier staan as 'n brood. Is ek reg? Ek wil by jou kom pleit en ek wil jou kom waarsku dat as jy wil sê daar is nie 'n God nie en jy glo nie in 'n God nie en God bestaan nie, dan is dit eintlik dieselfde om terselfdertyd te sê ek kan haar gebreekte klein toentjie eet of ek kan 'n brood eet, want alles is maar net 'n klomp selle wat aan mekaar gesit. We're a bag of cells. Soos wat Rebecca McLaughlin dit vanaand sou gesê het. So selfs al het jy dalk hier gedink jy glo nie in God nie, hoekom voel jy dat daar moet meer aan Leonie se lewe wees as om net hier te staan? Hoekom wens jy haar alles van die beste in haar lewe? Hoekom wens jy sy gaan iets met haar lewe doen? Is daar iemand wat sê nee, jy wil dit nie hê vir haar nie? Waar kom dit vandaan? Lyk vir my daar's iets meer aan die mensdom, net soos wat daar meer aan die skepping is. Baie dankie Leonie, jy het presies reg gekry wat ek met jou vanaand wou reg gekry het. Geliefdes, ek wil jou kom oortuig vanaand om saam met my te glo dat Genesis 1 en 2 probeer 'n verhaal te skep dat God sê ek het goed geskape. Ek is lief vir jou. Ek weet wat ek gedoen het. Gaan jy verstaan? Jy gaan nie noodwendig verstaan nie. Jy gaan nie eers noodwendig weet wat dit is wat ek wil kom doen nie. Maar weet dat ek jou geskape het in my wil. As ek vanaand by die huis kom, gaan ek besmoontlik 'n storie moet lees vir my 2 laities wat gaan slaap. Hulle gaan besmoontlik klaar geslaap as ek by die huis kom. Maar as ek vir hulle 'n storie sou gaan lees het en ek sou langs hulle in die bed gaan inklim het en ek wil vir hulle 'n storie van die Bybel lees. Wat dink julle sal die beste soort storie wees vir my en vir jou of vir my om vir hierdie klein seentjies te lees? Wat dink julle sou die beste gewees het? 'n boek, 'n Bybelboek waar ek met kwantumfisika probeer vir hulle verduidelik hoe ver die son van die maan af is en dat dit eintlik 'n ongeluk sou wees as hulle nie verstaan het dat soveel ligjare lê tussen ons en die atmosfeer. Doen dit en doen dat nie. Dink julle so 'n boek sal hulle help? Of dink julle dit sou beter gewees het as ek vir hulle 'n Bybelstorie kon gelees het wat vir hulle vertel God is vir hulle lief en God het 'n plan met hulle lewens? En as jy dit sê, dan wil ek by jou weet, wat is dit wat ek en jy moet dink oor die Bybel? Dink jy nie dalk dat God homself uitgedruk het in 'n eenvoudige storie wat orde skep in my en jou lewens? Orde skep? Stem jy saam met my? In die chaos skep hierdie storie orde. Maar God het dalk geweet, soos wat my klein seentjies nie gaan verstaan nie, wil hy dit vir ons ook moontlik en maklik maak om te weet, hy's 'n goeie God. Alles wat hy geskape het is goed. Insluitend jy en jou volmaakte storie. En julle, dan wil ek jou vat en ek sien verskriklik baie uit dat ons in die tyd wat kom en veral van volgende week af, juis kan gaan kyk na goed soos wat het God geskape toe hy gesê het bewoon en bewerk. Werk was nie 'n sonde nie, die huwelik is nie 'n sonde nie. Inteendeel, die woord sê dat jy sou kon hard gewerk het en dan gebeur die sondeval en ek wil nog nie in die sondeval vanaand vasval nie, want ek wil in verwondering saam met jou staan dat God sê alles wat hy gespreek het waar geword. Hoe dit gebeur het, gaan ons vir die wetenskap vra, kom ons ontsyfer dit en kom ons staan in nog meer verwondering van hierdie God wat ek en jy dien. Maar om God
uit hierdie storie uit te haal, beteken dat ek en jy is maar net 'n sak selle. En dan kan jy my eet of jy kan die brood eet, maar daar is niks aan my en jou nie. En dan moet jy daai soort lewe leef, ek wil dit vir jou sê. Maar as jy voel daar's iets in jou lewe en as jy iets moois in ander mense kan sien, dit moet van elders vandaan kom en ek wil by jou kom pleit met my hele lewe. Kom, ons gaan ontdek dit en ons gaan kyk hoekom het die Here jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. Om 'n megapixel ergens in die skerm te wees, waar jy 'n beeld van Christus moet gaan uitleef, waar die Here iets in jou lewe wil kom doen. God sê toe, en ek vat jou na vers 26 toe, God sê toe, laat ons, en daai ons vat ons na 'n drie-enige God toe, en nie net God nie, maar Vader, Seun en Heilige Gees, 'n mens maak wat ons ooreenstem. Heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op die aarde kruip. Kom ons maak so 'n mens, in ons beeld geskape. So vanaand moet jy weet, God is hier teenwoordig, nie net in musiek nie, maar in elke individu wat vanaand hier sit. God sê, ek is hier teenwoordig. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Daar's twee goed wat ons graag in die groot prentjie sal wil hê, jy moet vanaand 'n belydenis mee kan maak. Jy moet saam met my kan sê, God is die outeur van die verhaal. Dis 'n groot kommitment om te maak, maar ek hoop jy kan dit vanaand in jou hart regkry. Die tweede ding wat jy moet jouself aan herinner is dat wanneer God skep, dan het hy goed geskep. Hy het die natuur gemaak en hy het gesê, pas dit op, ek is lief daarvoor, dis deel van my volmaakte plan, ek is lief daarvoor, en sal jy lief wees daarvoor. En die derde ding wat God van ons sê is, ek het jou gemaak, en ek het jou in my perfekte wil gemaak. En vir hierdie volgende 8 weke het ons 'n super eksperiment wat op julle wag. Jy dink ek wil net mooi lyk tussen my twee plantjies, aua! Hierdie twee plante is diep in die moeilikheid. Hierdie twee plante gaan uitgelewer word aan die bonatuurlike kragte of nie kragte van die mond. Nou julle, daar is 'n rumor daar buitekant dat die soort taal wat jy praat met plante maak dat hulle vinniger en stadiger groei. No jokes. So met ander woorde, as ek vir hierdie plant elke dag sê, plant, wat sê net ons gesê is die kleiner een hierdie een? Ek back die underdog. So dis die een met wie ons gaan mooi praat, en dis die een waarmee ons gaan lelik praat. So vir hierdie plant gaan ek sê, plant, volgens Genesis 1, is jy volmaak gemaak in die skepper van die hemel en die aarde se doel. Jy is fantasties. Jy is kosbaar. Jou lewe nou raak ek diep. Jou plantwees maak 'n verskil in hierdie wêreld en met God se krag wat sê kom ons skep, die skepper God wat my geskaap het en wat vir my sê ek is net bietjie minder as 'n hemelse wese. Vir jou wil ek hom sê, groei groen, maak 'n verskil, leef jou lewe, groei groot en wees die beste weergawe van die skepping soos wat God dit bestem het in Genesis 1. En vir jou sê ek, jy is pateties. Jou lewe beteken niks nie. Jy is useless. Jy's irriterend. Jy's hiperaktief. Plant kan, ek dink nie hierdie plant is hiperaktief nie, maar fill in the blanks en ek wil jou uitnooi, julle sal vir julle spasies maak waar julle kan kom lelik wees en kom mooi wees. Want ons gaan baie mooi met hierdie enetjie moet wees, hoor, dat hy groei en dan kyk ons of dit werk, hè? Gaan ons dit doen? Gaan ons deelneem aan God se skepping en kyk wat gebeur as ons lewe spreek in plaas van dood. Is jy reg om dit te doen? Soos of jy sê, hulle gaan nou ergens staan, hulle sal hulle eie name kry. Julle nou kyk ons of dit werk. As dit nie werk nie, dan stop ons die eksperiment in die helfte en dan vra julle, waar's die plante? Dan sê ons weet nie, iemand het hulle vir nou gaan ons die perfekte Genesis 1 storie vir hierdie plant vertel, maar ek vertel dit eintlik vir jou. En ek hoop en ek bid en ek vertrou dat jy saam met my vandag kan glo dat God het 'n plan en 'n roeping
vir jou lewe en dat hy van die begin af gesê het dat die plante, die see en alles daarin is goed. En dit wat nie goed is nie, dis waar volgende week gaan. Dis my en jou roeping, is om die hele wêreld weer te versoen met die droom en die harde, pragtige realiteit van Genesis 1. Kan jy saam met my die Here vertrou om op 'n unieke manier met my en jou lewens te kom werk? Wat ons gaan doen vanaand, ek wil vir die geleentheid gee, omdat hierdie vir ons die wegspringblokke is. En die band, julle kan solank begin jol, hoor. Julle kan jol, want dit gaan nou nie meer oor my praat nie, dit gaan nou oor wat die Here in jou lewe wil kom doen. Vanaand wil ons 'n spasie vir jou skep om vir 'n oomblik of 2 aan hierdie kant in die sand, want ons is uit stof uitgemaak en wie is ek dat die Here iets met my lewe sal kom doen? Hoekom sal hy iets met my lewe wil kom doen? Vanaand wil ek jou oortuig dat die Here sê, iemand of iets moet die God van die heelal in jou lewe wees. En as jy vanaand God as skepper met jou menswees moet of kan bely, dan wil ek vir jou vra om gehoorsaam te wees en hier in die sand te kom skryf. Jy kan 'n G maak, jy kan 'n S maak, jy kan 'n wat ook al dit is, maar dalk moet jy, omdat jy so twyfel in God, kan dit 'n baie brawe stap wees vanaand om te sê, Here, ek glo dat U die skepper van die hemel en die aarde is. U is die beginpunt van hierdie lewe. U is die doel agter my lewe. Ek het 'n God nodig en sy naam is Jahwe. En dan wil ek vir jou vra, soos wat Zander nou hier sand uitgooi, dat dit jou belydenis vanaand kan wees. En dan by hierdie stasie, julle ek kan nie vir in woorde sê hoe belangrik is dit wat hier moet gebeur. As jy in die ink die woorde kan gaan echo van Genesis 1 wat sê, God het my in sy beeld geskape. Dis 'n frekharde ding om te sê. En hier's baie mense wat dit nie glo nie. Want dis die plan van die vyand, is om jou te kry op daai haglike plek waar jy so min as moontlik van jouself kan dink. Ten spyte van die feit dat niemand op planeet Aarde jou vingerafdruk het nie. Wat beteken dat dit waar is dat jy is uniek en jy is net so klein bietjie minder as 'n lewende wese. Wie ander, hy sit dalk sommer net daai op wat sê ek is geskape en ek is net minder as 'n lewende, as 'n hemelse wese. Wat sê dat God het jou so intens, onsaglik lief. En dat hy het 'n dringendheid in sy hart dat jy kan leef vanuit die plek wat God jou ingeroep het. En ek wil jou vanaand vra, as jy die vrymoedigheid het en jy wil vir die Here sê, Here, ek gee vir jou 'n kans om iets in my lewe te kom doen, dan wil ek van die geleentheid gebruik maak om my vingerafdruk op hierdie bord te sit om te sê, Here, ek glo, ek is perfek en volmaak, ten spyte van wat hy gesê het, wat hulle gesê het, wat my pa gesê het, wat daai oom 45 jaar terug vir my gesê het, ten spyte van, glo ek, dat ek geskape is in die beeld van God, en as ek dit nie glo nie, dan belaster ek hierdie God wat sê ek is perfek. Dan maak ons sy hart seer, want hy het jou volmaak geskep, en hy het gesê, dit is goed. Jy is goed, jy's amazing, julle is amazing, die plan's amazing, jy sak, maar dit gee nie nou om nie. Ek wil by jou kom pleit vanaand, kom doen dit. En dan maak ons 'n spasie hier oop vir enige iemand wat vanaand, vir wat ook al die rede sou wees, hulle saak met die Here wil kom regmaak. Julle weet, dis wat ons doen by Morletta. Ons gaan altyd vir mense die geleentheid gee, want ons weet hulle is hier en hulle sit hier rond en hulle wil verskriklik graag sien dat mense wat tot bekering moet kom, ons wil sien dat sulke mense tot bekering kom. En ons wil daai geleentheid vanaand vir mense skep wat hulle verhouding met die Here wil kom regkry. Om in daai area, hier's van ons groepleiers wat dalk net saam met jou sal bid, dan wil ons vir jou daai spasie uniek maak
en vra dat die Here jou daar sal kom ontmoet. So kom ons maak ons oë toe. En dan terwyl jy sit en begin dink, wat is dit wat die Here in jou lewe gaan kom doen? En terwyl jy saam met my wonder en worstel wat dit is wat die Here vanaand vir jou uit Genesis 1 wou kom sê het of wil kom sê, dan gaan Wiandrey sommer net van daai skyfies opsit van wat die psalmdigters gesê het, hoe hulle ook kom bely het en erken het dat ons die God van die heelal in ons midde het. En dan wil ons net 'n tyd vir jou skep om of God te kom bely in die sand wat daar is, of om jou vingerafdruk te kom neersit, of in daai hoek te wag sodat ons saam met jou kan bid en jou saak met die Here kom regmaak. Here, so in hierdie oomblikke bid ons dat U mense sal kom raak sien, mense sal kom oortuig, Here, dat U die skepper van die hemel en die aarde is en dat alles wat U geskaap het is klaar goed. Dis goed. En Here, dan wil ons kom bid dat U woord nou in mense se lewens sal kom werk. Want U gaan hulle moet oortuig. En dan in dieselfde asem wil ek nou vir jou die geleentheid gee om te sê, in jou eie tyd, maar moet asseblief nie net sit nie, en as jy vir die tyd, as jy klaar deelgeneem het, gaan sit weer, maar in jou eie tyd, sal jy asseblief nou opstaan, en dan na een van hierdie plekke toe gaan, om te sê, Here, ontmoet my, dis my tree, in die groter prentjie om te sê, ek verbind my vanaand, aan die waarheid, van Genesis 1 en 2, wat sê, God is die skepper, die goeie skepper, van die hemel en die aarde, insluitende myself. Kom ons gee tyd daarvoor. Julle kan ons lank opstaan, dankie. Ek wil vir jou vra om in 'n gebedsstemming te bly. Nie nou met mense te praat nie met 'n maatjie te praat nie, maar sommer net in hierdie oomblik te bly en te sê, julle om God as Heer oor jou lewe te beskryf, is die belangrikste besluit van jou lewe, want dit is die orde wat alles anders in plek gaan sit. En as jy jou identiteit wil kom bevestig, dis nou 'n oomblik tussen jou en God en niemand anders nie. Ek wil vir jou ook sê dat as jy sit en jy dink jy's te oud vir hierdie, jy is nie te oud hiervoor nie. Jy's nie te jonk hiervoor nie. Jy's nie te slim hiervoor nie. Spandeer net tyd met die Here. Ek wil vir jou vra, moenie nou met ander mense praat nie. Hierdie is heilige oomblikke. Oomblikke van deurbraak. Oomblikke van gebed. Kan ek jou ook herinner dat as jy met iemand wil bid, kom asseblief hiernatoe sodat ons jou help om jou saak met die Here reg te maak. Heilige Gees, geskenk van God, ons maak ons harte vol wyd oop, ons wil U sien, ons wil U hoor.
strome van genade oor ons loop, Heilige Gees, geskenk van God. Ons maak ons harte wyd oop, ons wil U sien, ons wil U hoor. Laat die strome van genade oor ons loop. Deur die bloed is ons waardig om die berg te bestyg. U is God met ons is U eis. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Onbedek voor U aangesig, spreek U waarheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Verander deur die heiligheid, van heerlikheid tot heerlikheid. Heilige Gees, geskenk van God. Ons maak ons harte wyd oop, ons wil U sien, ons wil U hoor. Laat die strome van genade oor ons loop. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Onbedek voor U aangesig, spreek U waarheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Verander deur die heiligheid, van heerlikheid tot heerlikheid. Nader aan U, nader aan U, nader aan U. Jesus, ons kom nader aan U, nader aan U, nader aan U. Jesus, ons kom nader aan U, ons kom nader aan U, nader aan U. Jesus, ons kom nader aan U, nader aan U, nader aan U. Jesus, ons Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Onbedek voor U aangesig, spreek U waarheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Verander deur die heiligheid, van heerlikheid tot heerlikheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Onbedek voor U aangesig, spreek U waarheid. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Verander deur die heiligheid, van heerlikheid tot heerlikheid. Ek wil vir jou vra, jy kan aangaan. Hier is nie 'n begin of 'n einde nie. Jy kan na die tyd ook kom as daar iets is wat jy wou sê of vir die Here wil sê. Maar ons is julle dankbaar. Dis die vertrekspunt julle is om te sê daar's net een God en sy naam is Jahwe. En hy het alles geskape in sy wil en hy het gesê dis goed en jy's deel daarvan. En ons 'n unieke roeping oor jou lewe en ons 'n plek waar jy hoort in die groot prentjie van die lewe. En ons bid en ons glo en ons vertrou dat die Here dit al hoe meer vir jou sal kom openbaar in hierdie volgende 4-7 weke. So vir julle laat weet, en as julle hier verbyloop, praat net met die klein plantjie meer as met die groot plantjie.
En dan doen ons die ding verder. Voordat ek die seën uitspreek, geliefdes, wil ek vir jou gou sê wie, wat, waar en wanneer. Okay, so ons het nou julle sal nou sien op die bord, dis waarin elkeen nou gaan. Die graad 7's is in die Limpopo riviersaal, die graad 8's tot 10e in die voorportaal, net die buitekant graad 11 in die Tugela riviersaal. Julle weet nou waar dit is net die uitbo by die perssaal. Die Jordaan riviersaal vir die graad 12's, Mayday Moreletta in die Miko Lounge, en dan het ons 'n baie kosbare PG, met ander woorde die Parental Guidance ouers sessie saam met Telana Kien, wat merkwaardig gaan wees. So ouers, dit is nie lank nie, maar neem deel daaraan sodat jy die beste weergawe van jouself kan wees in ouerskap. Kan ek vir jou vra, sal jy die seën ontvang en jy kan jou hande sommer oop hou, want ek wil jou graag seën in die naam van die Skepper God van die hemel en op die aarde. Ek dink aan Jesus toe hy die groot opdrag uitgevoer het hy dadelik terugverwys hiernatoe toe hy gesê het, alle autoriteit in die hemel en op die aarde is aan my gegee. Iets moet God wees vanaand hier, en Here, ons vra dat dit Jahwe sal wees, die een wat die hemel en die aarde geskaap het. En mag jy saam met my dit glo vanaand? Mag jy hierdie God glo as hy sê hy is die goeie skepper, hy is die goeie Vader, en alles wat hy geskaap het, hoe ook al dit gebeur het, dit was alles goed. Mense en plante en sy wil hier op aarde. Ons glo dit, gaan leef dit, wees geseënd, sien jou volgende week. Amen. Jy kan nog hier verbykom as jy wil, hierdie een is ook oop, kom skryf in die sand, anders te gaan na die plekke toe waarheen jy nou moet gaan. Dankie julle. Seas lift your voice. Praise him, all you creatures great and small. Praise him, summer, winter, spring and fall. Howling wind, rushing streams, rolling hills and crashing seas, lift your voice and worship your Creator. Praise him,